Goeiemôre en hartlik welkom by nog 'n dag saam op ons Epifanie reis. Vandag dink ons aan sterre en vreemdelinge en hoe God se verrassings dikwels van buite af kom. Ons kyk na een van die bekendste tonele uit die Epifanie tydperk, die besoek van die wyse manne. Dit is 'n storie van soek, van ontdek en van aanbid en miskien ook van ontwrigting. Vandag lees ons van die sterrekykers wat na Jesus gesoek het in Matteus 2 vers 1 tot 12. Ons ken die verhaal goed. Dit begin met hierdie woorde. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontsteld. Tot sover. Nou hier hoor ons ook van die verhaal waar hulle vir Jesus gekry het en die sterrekykers by Jesus opgedaag het en 'n engel van die Here het hulle gewaarsku om nie terug te gaan na Herodes toe nie. So hoor wat sê verse 10 tot vers 11. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal. Goud, wierook en mirre. Nou verbeel jou die oomblik waar hierdie wyse manne by Maria en Josef aangekom het in daardie brose oomblik na geboorte gee. Maria en Josef verwag dalk familielede, bure, dalk 'n skaapwagter of twee wat daar kan opdaag. Maar in plaas daarvan is dit vreemdelinge wat van ver af gekom het, met vreemde klere, ander gebruike en kosbare geskenke. En tog, hulle is die eerstes wat die kind aanbid, die eerstes wat vir Jesus Christus aanbid. Nou die Griekse woord vir hierdie wyse manne is magoi, wat beteken dat hulle wyse manne was, waarskynlik sterrekykers of priesters uit die Persië of Babilonië omgewing. Nie Jode nie, nie mense wat in die godsdienstige sentrum van die wêreld gewoon het nie, en tog was hulle op soek gewees, en hulle het die ster gesien. Waar die skrifgeleerders en die fariseërs Jesus se geboorte gemis het, het die magoi gekom met oë wat oop was vir God se ster. En dit is waarop ons fokus vandag. Willie James Jennings skryf, God se nuwe skepping begin altyd op die uithoeke en grense, nie in die middel van perfekte plekke nie. Dit wil sê, Christus is nie gebore in die Jerusalem tempel nie, maar in 'n eenvoudige stal in Bethlehem. En dit is nie die politieke of geestelike elite wat eerste buig voor Jesus nie, maar buitelanders, vreemdelinge, sterrekykers. God se openbaring is nie beperk tot die mense wat in die regte kringe beweeg nie. God se lig verskyn ook vir diegene wat buite staan. En dit beteken, ons moet oppas om nie te dink dat God net binne ons grense werk nie, of dit nou kerk, kultuur, taal of klas is nie. Epifanie herinner ons dat God se lig universeel is, en dat dit dikwels diegene wat ons as anders beskou is, wat eerste daarop reageer. Dit herinner ons ook dat wanneer ons moedeloos voel, op daardie plekke waar ons dink God nie in ons lewens is nie, kyk weer, want God is juis daar. Daarom het ons 'n Immanuel God, God met ons. So dink na oor hierdie vraag vandag. Is dit moontlik dat iemand buite jou verwysingsraamwerk iets van God vir jou kan wys? Dat jy 'n magos in jou lewe nodig het om jou nader aan Christus te bring? Kom ons bid saam. Here, leer my om oop te wees vir u openbaring, selfs as dit van onverwagse plekke afkom.
Maak my oë sensitief vir die sterre wat U laat skyn. Bring mense oor my pad wat my nader aan U kan bring en gee my die moed om hulle welkom te heet. Amen.